in die ou standaard 2, dit is nou vandag se graad 4, en my juffrou was juffrou Kreer, en voor op die bord het sy 'n groot plakkaat gehad, en op hierdie plakkaat het gestaan, dink voor jy doen. Ek was 10 jaar oud in juffrou Kreer se klas, en vandag nog probeer ek om te dink voor ek doen, juffrou Kreer. Sy het so 'n impak op my lewe gehad. Ek kan nie onthou wat se wiskunde somme sy my geleer het nie. Ek kan nie die Afrikaans en Engelse lesse onthou nie, maar ek onthou elke maandagoggend dan ons voor in die klas op die mat gaan sit. En dan het juffrou by ons kom sit en sê, wat het julle die naweek gedoen? En dan het elkeen van ons 'n kans gekry om naweeknuus te deel met die klas. En juffrou het geluister. En sy het jou raak gesien. En sy het jou naam geken. Aan die einde van daardie jaar, toe hou ons afskeidspartytjie by juffrou Kreer se huis, want sy het net 'n blok van die skool afgebly. So ons het almal hande vasgehou en sy het voorgestap en ons het in hierdie lang ry afgestap op die sypaadjie tot by haar huis en in haar tuin het ons afskeidspartytjie gehou. Juffrou Kreer was my gunsteling juffrou in die laerskool. Toe kom ek in die hoërskool en meneer Kritzinger gee vir my rekeningkunde. My ma was 'n rekeningkunde juffrou en dis so bietjie in ons bloed dink ek, want rek was my favourite vak gewees. Maar in daai tyd het my pa die Spar oorgekoop waar meneer Kritzinger sy brood en melk altyd gaan koop het. En my regtig erge naam is eintlik Aletta. So meneer Kritzinger begin toe vir my sê Sparletta. So vir my hoërskoolloopbaan was dit meneer Kritzinger se bynaam vir my. Ek was sy Sparletta gewees. Daar's sekere onderwysers wat net 'n indruk op jou lewe maak. En ek wil jou vandag vra as jy bietjie moet terugdink. Wie was dit in jou lewe wat jou raak gesien het? Wat dalk vir jou 'n bynaam gehad het? Wat dalk jou laat voel het, ek is iemand. Ek word nie net saam met al die honderde gesien nie. Daar's iemand wat my naam ken. Daar's iemand wat my raak sien. Daar is onderwysers vir wie onderwys net 'n werk is. Maar dan is daar die vir wie dit 'n roeping is. Wat weet dat die Here hulle geroep het om 'n impak en 'n verskil in kinders se lewens te maak. En hulle saai saad wat vir altyd aanhou groei. Tot vandag toe dink ek voor ek doen. Dit het 'n effek vir altyd. Die Here het 'n paar weke terug regtig op my en Johan se hart gelê dat ons 'n spesifieke tyd in 'n diens moet inrig om te bid vir ons onderwysers. Onderwys is op hierdie stadium 'n uitdagende beroep. Daar is soveel challenges wat ons onderwysers deurgaan. Daar's kultuurverskille, daar's geesuitdagings, daar's politieke uitdagings, daar is administrasie uitdagings. En dan praat ons nie van die moeilike kinders en die moeilike ouers nie. Maar dis darm nie Dinamika se ouers nie, maar daar ander moeilike ouers. Daar's soveel dinge waarmee hulle elke dag te doen kry. En meeste van ons wat hier sit, het kinders of kleinkinders wat in die skool is. En ons weet wat die impak is wat 'n goeie of 'n minder goeie onderwyser op jou kind kan hê. Dit raak ons kinders. Dit raak ons toekoms. En daarom het ons gevoel, ons wil vandag spesiale tyd maak om net weer vir ons onderwysers te sê, ons erken die roeping wat die Here op julle lewe gesit het om met ons kinders te werk. En ons wil vandag bid vir julle, dat die Here daardie roeping in jou hart net weer sal vasmaak en sterk maak, dat jy sal weet, hy het 'n plan en hy het 'n doel met jou lewe en hy's deel van die uitdagings, hy's daar vir jou in die uitdagings. So ek wil graag vra dat al die onderwysers, ek wil vra vir Marlies en Paula, julle wat werk met ons kinders, almal wat by die skole betrokke is met ons kinders, dat julle asseblief vir my gaan opstaan. Nee, daar's meer as julle staan asseblief vir my op. Al ons onderwysers en almal wat met ons kinders by die skole werk.
Ek gaan julle so bietjie stretch uit julle comfort zone, nê? Julle kan dit vat, nê? Ek gaan vra, wil julle nie asseblief hier voor by my kom staan nie. Julle hoef niks te sê nie, ek beloof julle hoef niks te sê nie. Kom staan net hier voor by my. Daar's 'n hele klompie daar op die galery, ons gaan vir julle wag. Maak vir my sommer so lekker lang ry, sommer daar van daar af so ry daai kant toe. Julle kan vir my kyk. Julle kan vir my kyk. Dankie, laat ons sommer so julle almal hier 'n lekker lang ry kry. Julle, ons het baie onnies hier so by ons, né? Okay, ek wil net seker maak almal van julle kom mooi in die ry. Kan julle my sien? Daar kom nog van hulle. Kan julle indink hoeveel honderde kinders, hoeveel duisende kinders word nou hier verteenwoordig deur hierdie onderwysers? En wat se invloed hulle in ons omgewing en in ons skole kan hê? Ons wil meer doen as net vir julle bid vandag. Ons wil julle graag salf vandag. En ek weet vir party van julle is dit dalk iets vreemd. So hierdie salf het geen een of ander magic in nie. Dis net gewone salfolie. Ons glo in die krag van God en ons glo in die krag van ons geloof. Ons glo nie in die krag van die salf nie. Die salf is eenvoudig 'n simbool van die Heilige Gees en van God se roeping op ons lewens. Vir my is die mooiste voorbeeld van salf waar ons lees dat Samuel het gegaan om die volgende koning van Israel te gaan soek. En hy het na Isaai se huis toe gegaan en al die indrukwekkende seuns van Isaai gesien. Maar die Here het Dawid se hart raak gesien. En die Here het vir Dawid gaan roep en gesê, dis die volgende koning. En dan lees ons dit in 1 Samuel 16 vers 13. Samuel het die horing met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Voor julle boeties en sissies in die gees, wil ons elkeen van julle vandag salf met die geloof dat die gees van die Here kragtig in julle en deur julle sal werk. Want julle is geroep vir 'n taak soos hierdie, vir 'n tyd soos hierdie. En ons glo dat die Here vandag net weer daardie roeping in jou hart kom vasmaak om te weet, jy doen hierdie vir 'n koning daarbo. En jy doen dit omdat hy jou hart gesien het en jou geroep het vir hierdie werk. Jesus self het gepraat van die salwing van die Heilige Gees toe hy vir ons gesê het in Lukas 4 vers 18 en 19, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Jesus het gesê, ek het aarde toe gekom, omdat die Here my gestuur het met 'n plan, met 'n roeping, met 'n doel, en dis om die wat stikkend is, die wat ver is, die wat gebroken is, heel te maak, om salf te kom aansmeer aan stikkende harte. Die woord Christus beteken gesalfde, en die woord Christen beteken klein Christus, wat beteken julle almal wat sê julle is Christene, is klein gesalfdes. Die Here wil hê dat ons sy werk op aarde moet voortsit. Jesus het gekom en hy het vir ons kom wys hoe om te leef en nou sê hy, goed, gaan julle aan. Ek gee vir julle die Heilige Gees. Julle is gesalf om hierdie werk te doen. Om daar waar jy met kinders werk, met ouers werk, om die jaar van genade aan te kondig. Om die wat stikkend en gebroken is, te help om genade en liefde te ontvang. En daarom wil ons vandag vir julle sê, die Here sien julle harte, hy sien julle werk, hy sien die frustrasies en die uitdagings waarmee julle te doen het elke dag. Maar ons as 'n gemeente, ons sien julle ook. En ons waardeer julle. En ons weet, julle het gebed nodig. En ons weet, dit is uitdagende tye. Maar julle is nie alleen nie. Julle het 'n geestelike familie wat in die Gees agter julle staan. Julle het die Heilige Gees en julle het Immanuel, God met julle. So wat ons graag wil doen vanoggend is, Zander gaan daar van daai punt af begin en Johan gaan van daai punt af begin. Ek gaan vir julle bid, maar terwyl ek vir julle bid, gaan hulle by julle verby beweeg
en julle elkeen salf met olie. So moet nou nie skrik as iemand aan jou kop raak nie, hoor. Hulle gaan onder gebed, gaan hulle elkeen van julle net op jou voorkop kom salf en sê, ons herinner jou, jy is deur die Here geroep vir hierdie werk. Ons herinner jou, jy is nie alleen nie, die Heilige Gees en sy salwing rus op jou. En mag hy jou die wysheid en die insig gee om hierdie werk te doen. Ek gaan vra julle wat daar in die gehoor sit, gemeente, wil julle nie julle hande uitsteek na hierdie onderwysers toe, en dan bid ons vandag vir elkeen van hulle. Here, dankie dat U ons harte raak sien. U het al vir Samuel gesê, ek kyk nie soos die mens nie, ek kyk na die hart. U het vanoggend dit vir ons bevestig deur die woord wat uitgegaan het. U sien ons harte en U sien elkeen van hierdie onderwysers se harte raak vanoggend. U weet van elke frustrasie en elke uitdaging waarmee hulle te doen het. En ons wil as 'n gemeente, as 'n geestelike familie vandag na U toe kom en vra, Here, kom salf hulle opnuut met hierdie roeping in hulle hart om te weet, hierdie is nie net 'n gewone werk nie. Hulle doen dit wat hulle doen, omdat U hierdie roeping op hulle lewens geplaas het. U het hulle raak gesien, U het hulle gekies om hierdie kosbare, spesiale werk vir U te doen. En U los hulle nie alleen nie. U salf hulle vandag met die Heilige Gees wysheid, met die Heilige Gees krag, met die Heilige Gees genade, met insig, met beskerming. Here, ek bid dat U hulle sal beskerm. Ek dink op hierdie oomblik aan Jabes se gebed, wat sê, Here, verbreed hulle grondgebied. Geef hulle invloed in kinders se lewens, dat hulle saad sal saai, wat vir altyd sal groei, deur generasies heen. Here, hou die bose ver weg van hulle af. Beskerm hulle, seën hulle en seën hulle ryklik. Dankie vir kosbare spesiale mense, wat gesê het, hier is ek, Here, gebruik my. Help hulle om Jesus se werk op aarde voort te sit. Mag hulle vandag weet, hulle kry dalk nie elke dag 'n handeklap nie, maar U kyk uit die hemel en U klap vandag vir hulle hande. U is stil tevrede, U juig en jubel oor hulle. Herinner ons om aan hulle te bid, om aan hulle te dink in ons gebedstyd, om hulle op te dra aan U. En ons bid vir die Heilige Gees, om saam met elkeen te gaan, hulle toe te vou in die kombers van U vrede. Mag hulle van vandag af opnuut die roeping van God op hulle lewens intens beleef. En soos Dawid, is dit die gebed wat ek vir hulle bid. In 1 Samuel 16 vers 13, die Gees van die Here het van daardie dag af kragtig in elkeen van hulle gewerk, in Jesus naam. Amen. Kom ons gee vir hulle 'n lekker handeklap. Baie dankie julle, ons waardeer julle. Julle kan gaan sit, dankie. Ek weet nie of ons besef het, daar so baie onderwysers in ons midde nie. Mag ons aanhou om vir hulle te bid en aanhou om in ons gebedstyd ook die Here te vra om hulle wysheid te gee. Hierdie is my regtig 'n erge skoolbaadjie. Ek het matriek in hierdie baadjie geskryf, so hy sal oud, my lyk nog mooi, nê. Dit is my skoolbaadjie gewees. Ek was in Diamantveld Hoërskool in Kimberley. Dis daai mooi skool waar hulle wilde klawer rugby speel elke jaar. Daai is my ou skool. So as jy in Kimberley bly of jy ken mense in Kimberley en jy het hierdie baadjie aan, dan weet hulle almal, daai ene kom van Diamantveld af. Jou skoolbaadjie gee 'n bietjie weg in watter skool jy behoort. Dit gee jou identiteit weg. So hier hang Janko se laerskoolbaadjie. Dit was sy Laerskool College Park baadjie. Hier is die baadjie wat hy vandag dra nog. Dit is sy Transvalia Hoërskool baadjie. So as jy in Vanderbijl is, dan weet jy, okay, daai is 'n Transvalia kind, daai is 'n College Park kind, want die baadjie, die skoolbaadjie wat jy aan het, gee jou identiteit weg. Dit sê in watter skool jy is. Is dit nie tragies dat
met die taxi-ongeluk van die 19de Januarie, was dit die kinders se skoolklere wat hulle gehelp het om hulle te identifiseer. En het gemaak het dat die skole en die hoofde gekontak is om te sê, hier is 'n kind van Oudtshoorn, hier is 'n kind van Noordhoek, hier is kinders van Hoërskool van Herbyl, hier is kinders van Oliver Lodge, want hulle skoolklere het hulle geïdentifiseer. Lees saam met my in Kolossense 3, vers 9 tot 12. Julle het mos die vorige mens en sy praktyke soos klere uitgetrek en die nuwe mens aangetrek. Hierdie mens kry voortdurend nuwe insig en word so verander en nuut gemaak om al meer soos sy Skepper te lyk. In hierdie nuwe lewe is daar nie langer sprake van Griek of Jood, besny of onbesny, ongekultiveerd, barbaars, slaaf of vryman nie. Al wat saak maak, is Christus wat alles in elkeen is. Daarom moet julle die volgende soos klere aantrek: liefdevolle deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld. Ons dra die baadjie van kind van God wees. Ons dra die klere van Christendom. Ons klere verklap dat ons behoort aan die koninkryk van God. Ons behoort aan die familie van God. Ons is deel van die liggaam van Christus. Die klere wat ons in die gees aantrek, is veronderstel om te lyk soos liefdevolle deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld. Identiteit kom eerste en dan volg gedrag. Jou pappa en mamma gaan skryf jou in by Laerskool College Park en dan gaan koop hulle jou skoolklere vir jou. En dan, as jy skool toe gaan soontoe, dan sê meneer Koenie, in hierdie skool werk die reëls so. Julle moet so optree. Dis die reëls en dis die gedrag. Nou, toe ek in die hoërskool was, het ons 'n uitstekende, baie kwaai hoof gehad, meneer Ouret. En meneer Ouret sê nou vir jou gesê, as jy van plan is om droog te maak, dan trek jy eers jou skoolklere uit. Want as hy jou gevang het, rook met jou skoolbaadjie aan, het jy vet nanas gehad, groot probleme. Jy mag nie met jou skoolklere gevloek het nie, jy mag nie met jou skoolklere enigiets verkeerd gedoen het nie, want hierdie skoolbaadjie verteenwoordig Diamantveld. Dit verteenwoordig die onderwysers en die kinders daar, dit verteenwoordig die kultuur daar. Die baadjie verteenwoordig die skool. So verteenwoordig my en jou optrede die koninkryk. Ek wonder of daar partykeer is wat liewe Jesus oor sy kinders sê, trek maar liewer daai baadjie uit, want jy maak my skaam. Kan ek jou eerlik vra vandag, kry Jesus skaam vir jou? Is hy trots op jou? Is jou identiteit en jou optrede soos 'n skoolbaadjie wat jy met eer kan dra om te sê, ek behoort aan die koninkryk van God. En ek verteenwoordig die koning. En my optrede wys vir jou, hoe lyk my koning. Ek weet ons maak almal droog. Ons almal het al die Here laat skaam kry, ons almal het hom al teleurgestel. Ons almal is nie altyd geduldig en nederig en vriendelik en sagmoedig nie. Ons almal sukkel maar nog partykeer met die gedrag deel. En dan daarvoor is ek so dankbaar dat ons 'n genadige Pa het. Ons storie begin duisende jare terug, waar Adam en Eva gesukkel het om die regte ding te doen en ongehoorsaam was aan God. En God het hulle so lief gehad, dat hy hulle nie daar kon los, kaal, weerloos, uitgelewer nie. Ons lees in Genesis 3 vers 1, toe het die Here God vir die mens en sy vrou klere van vel gemaak, en hulle dit laat aantrek. Die Here se genade het hulle kom bedek. Die seun sit in die varkhok. Hy het al sy geld weggegee en weggedobbel en gemors op verkeerde keuses. Hy het sy pa se huis verlaat, hy het sy pa se hart gebreek. Hy sit in die varkhok en pele eet, en hy dink as ek net 'n slaaf van my pa se huis kan wees.
En hy besluit om terug te gaan huis toe, om vir sy pa te sê, ek sal soos 'n arbeider, soos 'n dienskneg in jou huis werk, ek het net kos nodig, gee my net 'n slaapplek. En hy gaan terug huis toe. Die verlore seun se pa se reaksie in Lukas 15 vers 22 is, maar die pa het gou vir sy werkers gesê, gaan haal die beste stel klere in my kas en bring dit vir my seun. Vat ook 'n ring en 'n paar goeie skoene en gee dit vir hom. Ons pa het die beste uit sy eie kas gaan haal en vir ons kom aantrek. Hy het nie net vir ons 'n skoolbaadjie gegee nie. Hy het vir ons die beste gegee wat hy kon. Hy het vir ons sy eie seun gegee. Jesus het vir my en jou aan 'n kruis gesterf, sodat ons die kleed van geregtigheid kan aantrek. Geregtigheid is die fancy Bybelwoord wat beteken, my verhouding met God is reg. Ek staan in die regte verhouding nou met hom. Hoor hierdie kosbare vers wat Jesaja vir ons neerskryf in Jesaja 61 vers 10. Ek is baie bly in die Here. My siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel. Die klere van heil beteken verlossing, redding, genade, vergifnis. Hierdie vers sê Jesaja vir ons, ek is so bly, ek is so dankbaar, want ek het varkhokklere aangehad. Maar my God het die varkhokklere kom uittrek en hy het vir my 'n kleed van geregtigheid aangetrek. Hy het my kom toewikkel in 'n mantel van, ek het jou vergewe. Ons is okay met mekaar. Ons verhouding is nou weer reg. Dis ons identiteit as kinders van God. Ek wil jou vanoggend vra. Ons het almal klere aan, fisies, maar ons het ook geestelike klere aan vanoggend. Die Here kyk nie of jy rooi of pink of groen aan het nie. Maar die Here kyk, wat is die kleed wat jy om jou hart het? Wat is die klere wat jou gees dra? As hy vanoggend hier voor staan en hy kyk oor ons, wat gaan hy sien? Wat se klere het jy vanoggend aan? Ek weet, hier sit van ons wat varkhokklere aan het. Die Here wil vandag daai varkhokklere van jou kom afhaal. Hy wil daai klere uittrek en soos die goeie pa, wil hy vir jou kom toewikkel in 'n mantel van geregtigheid. Wil hy vir jou kom toemaak in sy genade en sy liefde. Party staan weerloos en kaal soos Adam en Eva en die Here wil vir jou kom toemaak met sy liefde en sy genade en vir jou sê, ek is hier vir jou. Ek vergewe jou. Ek gee jou 'n tweede kans. My arms is oop vir jou, soos die goeie pa van die verlore seun. Ek wil jou oomblik vra of jy nie jou oë wil toemaak nie. Dis nie 'n vreeslike complicated storie nie. Dis net so eenvoudig soos om te sê, Here, asseblief, kom trek my vuil klere uit. Kom was my witter as die sneeu. Kom trek vir my u klere aan. Daai stel klere met my naam op wat in u kas hang, bring dit asseblief net en kom trek my skoon aan. Ek is so moeg vir hierdie vuil klere, vir hierdie vuil gedagtes, vir hierdie vuil optrede, vir hierdie sonde wat aan mekaar my klere so vol modder gooi. Here, ek wil net vrede maak met u. Bring my net op 'n plek waar u my vanoggend kom toewikkel in die mantel van u genade, van u liefde, van u omgee. Terwyl elke oog toe is, wil ek jou kans gee. As jy vandag sê, Here, kom trek my varkhokklere uit. Ek het nodig dat u vir my skoon klere aantrek. Wil jy nie vinnig jou hand opsteek nie? Ek wil baie graag saam met jou bid. Daar's 'n klomp hande oral wat opgaan. Dankie, jy kan jou hand weer laat sak. Dankie, Here, dat u elke hand gesien het vanoggend. U sê voordat ons nog kan vra, weet u presies wat ons wil sê.
U weet presies wat in elke hart aangaan. Volgende bid ek dat U genade deur hierdie plek sal vloei. Dat die ou vuil klere sal uittrek en sommer daar, Here, in die vuur gooi en verbrand, want ons gaan nie weer terug nie, ons gaan nie weer daai ou varkokklere aantrek nie. Kom trek volgende vir U kinders 'n spierwit mantel van geregtigheid aan. Kom wikkel hulle toe in U liefde, in U genade, in U aanvaarding, in U ontferming. Dat hulle veilig voel in die liefdevolle arms van 'n goeie, genadige Pa. Dankie dat U aan 'n kruis gesterf het, Jesus, sodat ons sondes vanoggend vergewe kan word. En elkeen wat hulle hand opgesteek het, het gesê, vergewe my, Here. En U was ons witter as die sneeu. U vat al die skuldgevoelens, al die verwyte in een oomblik van ons skouers af. En U bring U vrede wat verstand te bowe gaan. Mag daardie vrede elke hart kom toevou in die kosbare naam van Jesus. En ek dank U daarvoor. Amen. Al wat saak maak, sê Paulus, is Jesus. Ons identiteit is Jesus. Kolossense 3 vers 11 sê, al wat saak maak, is Jesus wat alles, is Christus wat alles in elkeen is. Dit maak nie meer saak of jy ryk of arm is, of jy belangrik of onbelangrik is, of die hele dorp jou ken en of niemand eers weet wat jou naam nie. Daai goed maak nie vir God saak nie. Wat vir God saak maak is, Christus is nou in jou. Jy het die kleed van verlossing, van genade, van heil aan. Jy het geregtigheid, jou verhouding met hom is reg. Jesus bly nou in jou. Dis jou identiteit. Jy behoort aan sy koninkryk. En omdat dit ons identiteit is, bepaal dit ons gedrag. Ons skoolhoof, ons autoriteit, ons koning, verwag van ons om op 'n sekere manier op te tree, want ons verteenwoordig hom, dis ons identiteit. Hoe moet ons optree? Wat verwag hy van ons? As ek sê jou identiteit bepaal jou gedrag, wat moet ons gedrag wees? Paulus sê, daarom moet julle die volgende soos klere aantrek: liefdevolle deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld. Ek wil vir jou 'n paar vertalings lees van hierdie woorde. Die liefdevolle deernis word vertaal met omgee, compassion, tender-hearted. Vriendelikheid, gaaf, kindness. Nederigheid, humility. Sagmoedigheid beteken gentleness, maar dit beteken ook a quiet strength. Daar's 'n krag in 'n kind van God wat nie nodig het om te manifesteer en te skree en te skel nie. Daar's 'n sagte krag en autoriteit in 'n kind van God. Geduld, patience, discipline. Al 5 hierdie goed wat Paulus vir ons noem, het te doen met hoe jy ander mense hanteer. Al 5 hierdie goed gaan oor wat jy in jou lewe vir ander mense wys van Jesus. Om 'n kind van God te wees beteken om mense te behandel soos wat Jesus hulle sou behandel het. Wat het Jesus gedoen toe hy op aarde was? Hy het stil gestaan by mense. Hy het die wat seer en gebroke en siek en hartseer was, kom salf smeer, kom troos, kom heel maak, kom hoop bring. En dis nou ons werk om aan te gaan met die werk wat Jesus begin het op aarde. En hierdie aarde het dit so nodig. Het so nederigheid en sagmoedigheid en geduld nodig. Almal, oral het Jesus nodig. Waar jy ook al beweeg, by jou werk, by jou skool, by jou familie, by jou vriende, almal het Jesus nodig. En ek en jy wat genade ontvang het, wie se varkokklere uitgetrek is, wat daardie mantel van geregtigheid by God gekry het, ek en jy weet dat ons is begenadigd. Dat wat ons is en wie ons het, is net genade. En daarom kan ons draers van genade wees. 'n Kind van God kan nooit hoogmoedig wees nie, want jy weet dis net genade.
Dis net omdat hy my so lief gehad het, dat ek kan wees wie ek is. Mag ons Jesus se beeld op aarde uitdra. Mag ons die liefde wat hy vir ons kom wys het aan die kruis, deel met ander mense. Mag ons lig helder skyn in 'n donker wêreld. Mag ons die baadjie van God se genade aantrek, waar ons ook al met mense te doen het. Ek wil jou vra, wil jy nie vandag die baadjie van liefdevolle deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld aantrek nie? Want weet jy wat, dit maak 'n verskil, nie net in jou eie lewe nie, maar in almal met wie jy te doen het se lewens. Hierdie hoërskoolbaadjie van my verteenwoordig in 'n sekere sin dit wat ek geleer het, wat ek in my ouerhuis geleer het, wat ek by onderwysers en vriende geleer het, wat die lewe my geleer het, hang hier. Dis wie ek geword het deur die pad van die lewe wat ek gestap het. En ek probeer, en Johan probeer, in die mens wat ons geword het, deur al die lewenslesse wat ons gestap het, probeer ons om dit weer in ons kinders te belê. En toe Janko in College Park was, het hy by onderwysers, by vriende geleer. En dit wat hy geleer het, kom van die fondasie van my en Johan af, en hy het dit verder gevat en geleer deur die onderwysers wat 'n invloed in sy lewe gehad het, en deur kinders wat 'n invloed in sy lewe gehad het, en lewenslesse wat hy in die laerskool geleer het. Nou, op hierdie stadium is hy in Transvaalia, en hy leer by onderwysers, nie net kopkennis nie, hy leer om te lewe. Hy leer van waardes, hy leer om dinge in die lewe te hanteer, hy leer by vriende. Kan jy sien hoe generasie op generasie bou op mekaar? Kan jy sien waarom daar 'n spreekwoord is wat sê, it takes a village to raise a child? Ons het mekaar nodig. Ons smeer af op mekaar, ons leer by mekaar. Mense sien hoe jy dinge hanteer en hulle leer, dis hoe 'n kind van God goed moet hanteer. En so belê ons in mense se lewens. Die wêreld het jou nodig, kind van God. Hulle het jou baadjie, jou waardes, jou gedrag nodig. Hulle het die identiteit van Jesus in hierdie donker wêreld so nodig. So, papas, mamas, oupas, oumas, ooms, tannies, vriende, familie, kan ons Jesus gaan wees vir 'n donker wêreld? Kan mense na jou kyk en Jesus sien? Kan mense op jou skouers staan en nader aan Jesus kom? Daar's werk vir ons almal om te doen. Jy is geroep om kind van God te wees, om die kleed van genade en liefde te dra in hierdie donker wêreld.